Goeiemôre. Jy luister na die 53ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is: Waaruit bestaan oomblikke? Ons het gister gepraat oor die tema hoe ons oomblikke onthou. Navorsing dui daarop dat ons veral beginne en eindes beter onthou. Oorgangsoomblikke wat beide 'n einde en 'n begin behels, en in die besonder dan spitsoomblikke, uitstaan oomblikke. Maar wat is dit aan daardie oomblikke wat dit so onvergeetlik maak? Wat is die kwaliteite daarvan? Die bestanddele, die resep wat maak dat ons sekere tye uit ons lewe, sekere sekondes, minute saamgroepeer en onthou as oomblikke. Oomblikke wat die moeite werd is om te onthou. Chip en Dan Heath skryf in hulle boek The Power of Moments dat hierdie definierende oomblikke een of meer van die volgende kenmerke bevat: hoogtepunt, insig, trots, koneksie. Ek sê dit weer. Hoogtepunt, insig, trots en koneksie. Kom ons praat oor hoogtepunte. Hoogtepunte is die ervarings wat bo die alledaagse uitstyg. Dis die ongewone. Om verhoogde ervarings te hê, is dit nodig dat ons sensoriese intensiteit ervaar. Dink aan 'n verrassing, 'n onverwagse mooi gebaar van iemand, 'n intense emosionele ervaring. Is dan nie verbasend nie dat die meeste mense sulke herinneringe uit hul tienerjare en 20's veral onthou, asof daar meer sulke geleenthede is. Maar dis ons hele lewe lank daar. Dit is buitengewone gebeure. Dink aan 'n liefdesbriefie, 'n kaartjie van die kleinkinders, 'n oproep uit die bloute, die kinders wat kom kuier, 'n bos blomme, 'n kompliment. Staan vir 'n oomblik stil vanmôre en dink aan die hoogtepunte wat daar in jou lewe is. Wat is die oomblikke wat sulke intensionele emosionele ervarings vir jou bring? Die volgende waaroor ons praat is insig. Definierende oomblikke bring nuwe insig, nuwe kennis, 'n nuwe begrip van onsself en die wêreld waarbinne ons leef. Dit kan wees dat ons perspektief in 'n oogwink verander. Mag ook langer wees, oor 'n tydperk heen verander. Maar ons snap iets wat die res van ons lewe verander. Dink terug, miskien aan 'n preek wat jou getref het, 'n aanhaling wat jy gelees het en jou tussen die oë getref het, 'n boek wat jou geraak het, 'n film, 'n lied, 'n gesprek met iemand, 'n lesing, 'n potgooi. Daardie stilte tyd, 'n bekeringsmoment. Kan jy dink aan sulke oomblikke in jou lewe? Die volgende waaroor ons praat is trots. Definierende oomblikke gebeur wanneer ons iets reg kry, dapper opgetree, die regte ding gedoen het. In kort, ons voel tevrede met daardie oomblik. Ons voel dat ons lewe iets werd is. Ons het 'n verskil gemaak. Dit wat ons gedoen het stem ooreen met ons waardes. Dit is die gevoel van genoegdoening, dat ek iets bereik het, dat ek vorder, dat ek 'n oplossing gevind het. Ek is trots op iets wat ek gedoen het of wat ek vermag het. Dink 'n bietjie aan miskien sulke herinneringe in jou lewe, sertifikate, medaljes, dankie sê kaartjies, toekennings, trofee. Maar al hierdie toekennings is nie noodwendig sigbaar en tasbaar nie. Dit kan wees dat iemand vir jou 'n kompliment gee, vir jou vertel dat iets wat jy gedoen het hulle geraak het, selfs hulle lewe verander het, of dat iemand opkyk na jou. Dalk is dit 'n ouer wat sê, ek is trots op jou. Kan jy dink aan sulke oomblikke in jou lewe? Lank terug, die afgelope tyd, begin praat ons oor koneksie. Definierende oomblikke
het heel dikwels in ons lewe 'n sosiale dimensie. Dit betrek mense. Dink aan troues, gradeplegtighede, doop, 'n toekenning by die werk, toesprake, sportprestasies, verjaarsdae. Dit is oomblikke wat ons band met ander mense versterk. Herinneringe word versterk wanneer ons dit met ander deel. Troufoto's, vakansiefoto's, familiefoto's, geskenke wat jy by jou pa of ma gekry het, 'n spesiale persoon. Daardie herinneringe wat jy eers sal gryp as jou huis aan die brand slaan. Kyk maar mooi. Baie van die definierende oomblikke in jou lewe het te doen met die koneksie met 'n ander persoon of persone. Kan jy dink aan sulke oomblikke in jou lewe? Lank gelede, die afgelope tyd, gister, vanoggend dalk? Definierende oomblikke bevat ten minste een van hierdie elemente en hoef nie noodwendig al 4 te bevat nie. Mag dalk net een van die 4 genoemde elemente wees. Nou begin daar interessante vrae by ons opkom. Is ons op die uitkyk na hierdie oomblikke in ons lewe? Is daar 'n fyner kuns in die lewe om te onthou en reg te onthou, om mooi te onthou, om gelukkig te onthou? Mag dit wees dat 2 mense presies dieselfde oomblik beleef en die een persoon kry meer waarde daaruit as 'n ander, bloot as gevolg van ons ingesteldheid. Ons bereidheid om 'n oomblik te respekteer, om in oomblikke te kan dink, op die uitkyk daarvoor te wees en 'n beslissing te maak oor watter geleenthede daar is om meer in te belê. Want oomblikke is wat ons onthou en wat ons koester. Wat neem jy uit vanoggend se oordeenking met jou saam? Wat is dit wat jy uit vanoggend se oordeenking met jou saamneem in hierdie dag in en dalk in die res van jou lewe? Ons gebed kom uit die groot gebedeboek. Laat u lig my omring, o God. Laat u liefde my omvou. Laat u krag my beskerm. Laat u teenwoordigheid my verbly. Dit vra ek van u, God van liefde, wat oral is waar ek is. In Jesus naam. Amen. C.L. Langehoven het gesê, om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daar ver kry ek dit op 'n manier nog reg. Liefde en 'n geseënde dag.